Goed, is hy aan die son? Okay, nie so hard. Daar is hy. Kom ons maak ons Bybels oop. Ons is besig met Timoteus, 1 Timoteus 4. 1 Timoteus 4. Timoteus 4, ons gaan lees van vers 1 af. Ons vra net die Here om vir ons die woord oop te maak. Here, wat 'n voorreg om vanmôre in U naam by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons 'n ongekende tyd beleef in terme van die skrif wat in ons eie taal is en al die hoofstukke van die Bybel wat ons kan lees en bestudeer. Maar ja Here, ons weet dat juis in hierdie tyd, soos nog nooit tevore nie, is daar soveel dwaaling. Soveel mense wat nie die Bybel ken nie, wat tekste heeltemal uit konteks uithaal. Daarom het U woord vir ons gegee, dat ons self moet teruggaan en die woord bestudeer, self moet seker maak, dat wat daar in die woord staan, in ooreenstemming is met wat ons leef en wat ons glo. Vanmôre as ons die woord oopmaak, Here, is die gebed van ons harte, dat U met ons sal praat. Is die gebed van ons hart, dat U ons sal verander en sal vernuwe, sodat ons sal inpas by U woord. Ons vra dit in U naam. Amen. 1 Timoteus 4, ons lees van vers 1 af. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word, omdat hulle ophou met dwaalgeeste en leringe van demone. Dit is my ongelooflik, ek wil net dit sê, ons gaan daarby uitkom, maar kan jy dink dat in die kerk van die Here Jesus Christus mense dwaalgeeste en leringe van demone sal verkondig? Vers 2, hulle word beïnvloed deur die skynheiligheid van leenaars, wie se gewete toegeskroei is. Hulle verhinder mense om te trou en laat hulle sekere kossoorte vermy, terwyl God dit geskep het vir gelowiges, diegene wat die waarheid insien om dit met dankbaarheid te geniet. Want alles wat God geskep het is goed en niks wat met danksegging ontvang word is verwerplik nie, omdat dit deur die woord van God en gebed geheilig word. Net tot sover. Die gedeelte begin dat die Gees spreek. Die Gees spreek dat die volgende sal gebeur. Die Gees spreek dat in die laaste dae die volgende sal gebeur. En sommer met die intrapslag in hoofstuk 4 word vir jou duidelik gesê van iets van wie die Gees is. Is die Gees 'n persoon? Beslis. Van die Gees spreek. Die Gees spreek. Hy is die aktiewe agent in hierdie hele gedeelte om te sê die Gees spreek. Daarom weet ons, die Gees is deel van die drie-eenheid. Die Gees is die een wat spreek, en omdat hy spreek, daarom moet ons as sy kinders luister en gehoor gee en ag slaan op sy woord. Hy sê dat baie sal wegdra. Baie sal wegdraai en hulle sal wegdraai in die laaste dae. Kom ons begin eers met, wat is die laaste dae? Baie mense het die idee, as ons praat oor die laaste dae, dan dink hulle, die laaste dae beteken die paar dae, of die jaar of die 2 jaar, voordat Christus terugkom. Dit is die laaste dae. Terwyl dit nie is hoe die Bybel praat van die laaste dae nie. Kom ons kyk na 'n gedeelte byvoorbeeld, 1 Johannes 2 vers 18. Johannes skrywe aan die mense wat lewe 70 voor Christus min of meer. Soos vat Johannes, 1 Johannes is min of meer voor 70 geskrywe, of hy kan dit miskien 'n paar jaar later wees, maar is in enige geval in die vroeë kerkse geskiedenis is hy geskrywe met Johannes wat nog leef. In 1 Johannes 2 vers 18 staan die volgende. Hy skrywe vir hulle en hy sê, kinders, dit is die laaste uur. Dit is die laaste uur. Ok, so dit sien ons deur die Bybel. Ons lewe vandat Christus gekom het, sy koms,
In 'n sekere manier is sy koms die vervulling van die laaste dae. Met sy hemelvaart, met die uitstorting van die Heilige Gees, lewe ons in die laaste dae. Ons lewe in die laaste dae. Profesie is baie duidelik dat daar sekere goedes gebeur en sekere goedes meer en meer gaan word en sekere goedes vir ons duideliker gaan maak dat Christus se koms is naby. Maar as ons praat oor die laaste dae, dan weet ons die laaste dae is vanaf Christus se hemelvaart, vanaf die uitstorting van die Heilige Gees, lewe ons alreeds in die laaste dae. Nou ek sê in hierdie tyd, vanaf Christus se hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees, gaan daar altyd wees dat mense gaan wegval uit die kerk uit. En dat dit nooit 'n skok vir die kerk moet wees nie. Dis een van die redes hoekom hy dit skrywe deur die Gees is om vir ons te sê, moenie geskok wees as daar mense is wat wegval nie. Dis interessant genoeg dat hierdie Griekse woord is dieselfde woord wat gebruik word deur Jesus as hy die gelykenis van die saaiër vertel. Dieselfde Griekse woord. In die gelykenis van die saaiër vertel hy vir ons dat daar's mense wat op die pad, daar's mense wat op die klipbank en daar's mense tussen die onkruid. En al drie groepe is groepe wat nie sal bly nie. Luister mooi, want hierdie is die woord wat hy gebruik saam met dieselfde met wegval. Lukas 8 vers 13. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang. Okay? Dis mense wat bly is oor die woord. Hulle hoor die woord en hulle kom tot bekering. Hulle sê, "Wow, ek wil vir die Here lewe." Hulle het blydskap in hulle. Wanneer hulle dit hoor en hulle het geen wortel nie. Die probleem is daar is nie wortel nie. Dit wat die Heilige Gees se werk in my is, dit wat hy lewendig maak in my, dat ek kan vrug dra. Alles het te maak met die werking van die Gees, met dit wat Christus binne in my lewe kom doen het. Hierdie mense sal dit nie hê nie. Hulle sal dit met blydskap ontvang. Hulle sal sê dis wonderlik, wil 'n kind van die Here wees. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo en in die tyd van versoeking. Die woord daar in die Grieks het te maak met verdrukking, vervolging. Die oomblik as hulle gespot word oor dat hulle lewe vir die Here, val hulle weg. Die interessante is, baie mense praat nie eintlik oor die Here nie. Hulle konfronteer nie ander oor hulle sonde nie. En daarom ervaar hulle nie dat hulle lyding behoort te hê nie. Maar mense wat dit doen en lyding ervaar, is mense wat of gaan kies om aan te hou, of gaan wegval. En hier praat ons van mense wat opgewonde was oor die boodskap. Hulle begin vir ander mense te vertel daarvan, en nou begin hulle lyding te ervaar. En wat sê hulle? Nee, hiervoor het ek nie opgeteken nie. Ek gaan nie hiermee saam nie. Wat se tipe mense is hierdie waarvan ons praat? En ek wil hier moet gou saam met my blaai na Matteus 12. Matteus 12. Matteus 12. Jesus praat oor die geslag, die mense wat in sy tyd, die mense wat kom luister het, hy praat oor hierdie mense. Matteus 12 vers 43. Wanneer 'n onrein gees 'n mens verlaat, swerf hy deur waterlose streke op soek na rus, maar kry dit nie. Dan sê hy, ek sal terugkeer na my huis wat ek verlaat het. En by sy terugkeer kry hy dit onbewoon, uitgevee en aan die kant gemaak. Okay, so wat gebeur is, die duiwel word uitgedryf, hierdie persoon is die persoon wat met blydskap die Here aanvaar, daar is 'n wegbeweeg van dit wat verkeerd is. Die Bybel verduidelik het ons, Christus verduidelik vir ons, dat die onreine gees het hom verlaat. Dan kom die onreine gees terug, en hy sien, wat is die toestand van hierdie persoon? Die toestand van hierdie persoon se lewe is, daar is niemand wat bewoon die plek nie. So Christus is nie in die sentrum van sy lewe nie. Dis mooi uitgevee. En dit klink soos mense wat sê, ek gaan probeer om hierdie jare wonderlike kind van die Here te wees. Dis daai mense wat hulle huise uitvee. Lyk wonderlik, al die beplanning, al die dinge wat jy sien. So dis dit. Hulle kom terug, hy's onbewoon, hy's uitgevee en aan die kant gemaak. Alles lyk wonderlik.
Alright. Vers 45. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste saam met hom, slegter as hy self, trek in en woon daar. Die einde van daardie mens is erger as sy begin. So sal dit ook gaan met hierdie bose geslag. Die Here soek nêrens mense wat net 'n mooi lewe, 'n mooi verandering in hulle lewens wil maak nie. Dis mense wat veroorsaak het dat Christus kom woon in hulle lewens. Die Heilige Gees kom woon in hulle lewens. Die Here is nou die koning. Ons doen soos hy wil hê ons moet doen. Dis nie 'n skoonmaakproses nie. Dis 'n proses van neem jou kruis op en sterf. Volg my, sterf. Sterf van jouself. Dis waaroor dit hier gaan. So kind van die Here, as jy nog nie gesterf het in jouself nie, weet jy nie waarvan ek praat nie. Dis 'n valse bekering. Daar's nog 'n valse bekering. Ons lees daarvan met 'n klomp mense wat na Jesus toe kom van ver af. Hulle het hom gevolg, hulle wil daar wees by hom. En dan sê hy die volgende vir hulle. Hy vertel vir hulle wat die ware teologie is. En baie keer het ons hierdie idee. Ek hoor hierdie persoon gaan nou nie regtig hou van dit wat die Bybel sê nie. So kom ons begin nie nou al vir hom die waarheid te vertel nie. Ons laat hom eers so 'n tyd lank saam met ons stap in die woord van die Here en dan gaan ons hom vertel wat sê die Bybel eintlik. Jesus gaan en vertel hulle van die begin af, dis die woord. Dis die waarheid. En jy val of daarbey in of jy gaan. So kom ons kyk wat in hierdie gedeelte gebeur. En julle ken hierdie gedeelte, maar kom ons kyk weer daarna. In Johannes 6. Johannes 6. En as jy nie Johannes 6 uit jou kop uit ken nie, gaan leer hom. Okay, jy hoef hom nie uit jou kop uit te ken nie, maar gaan lees hom 'n paar keer. Ongelooflike gedeelte. Johannes 6. Hier het 'n wegval plaasgevind in hierdie gedeelte. Vers 66, hoor jy van die wegval. Wat was die wegval? Hier sê, vers 66. Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Hieroor, waaroor? Waaroor het baie mense hom verlaat, weggedraai en nie meer saam met hom gaan nie? Waaroor? Lees die vers net voor. Vers 65. Verder het hy gesê, en hy het dit herhaal. Hierdie gedeelte gaan jy sien, herhaal hy die hele tyd vir hulle. Hulle hou nie van hierdie vers nie. Vers 65. Verder het hy vir hulle gesê, daarom het hy vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie. Het hulle daarvan gehou dat hy vir hulle sê, julle kan nie na my toe kom as die Vader julle lewens nie verander het nie. Nee, hulle hou nie daarvan nie. Hoekom? En dis 'n weet vir julle ouens wat in hierdie tyd leef, ek weet dit. Maar dink net gou hieroor. Die mense in daai tyd, wat weet vir ons is in die tyd waarin ons lewe, want ons dink nie meer so. Maar die mense in daai tyd het gedink dat hulle op hulle eie alles kan doen. Hulle het gedink dat hulle self kan besluit om vir die Here te volg. En dat dit nie is dat God deur sy Gees hulle moet lewendig maak, hulle moet vul deur sy Gees, hulle totaal moet transformeer sodat hulle vir hom kan lewe. Hulle het gedink hulle kan dit op hulle eie terme doen. Kan jy dit dink? Ons glo nie meer so nie. Presies dieselfde, is dit nie? Die mens wil nie hê dat God sy God moet wees nie. Ek is God. Ek is God. Ek besluit. Ek kan self besluit. Nee, sê die Here, jy is dood in jou sonde. Efesiërs kan jy maar gelees rondom dit, Efesiërs 2 ook. So dis die ding. Baie mense volg hom omdat hulle vals se dinge glo, valse bekerings het. Ons hoor van koning Amasia. Luister na koning Amasia. 2 Kronieke 25 vers 2. Koning Amasia. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Ag, net klink goed. En hy het gedoen wat reg was in die Here. Luister mooi. Maar. En jy weet gewoonlik, 'n maar, gewoonlik in hierdie konteks skryf jy eintlik nie met M-A-A-R nie, maar M-A-E-R. Maar. Daar's 'n maar, daar's 'n maarte in sy geloof. Maar nie met volkome hart nie. Weet jy dan, dat die koning van alle konings, wat alles in my lewe behoort te ontvang,
dat ek voluit vir hom moet lewe, dat ek in 'n sekere manier na hom toe kom en sê, Here, ek sal vir u volg, maar dit en dit en dit gaan ek nie doen nie. Dis koning Amasia. En wat gebeur met koning Amasia? Net paar verse later, vers 14, hoor ons die volgende. Nadat Amasia tuis gekom het van die aanval op die Edomiete. En hierdie is soveel, ek kan nie glo wat hier gebeur. Ek kan nie glo die toestand van die mens nie. Hy kom terug, nadat God hom gehelp het aan die aanval teen die Edomiete, kom hy terug. Hy het die gode van die mense van Seir laat voortbring en dit vir hom as gode opgestel. Hy gaan wen nie aan die Edomiete. Die Here gee hom die krag om die Edomiete te kry. Hy gaan vat die afgode van die Edomiete en sê, hey, ouens, ek gaan julle aanbid. En jy moet nie vir een oomblik dink dit gebeur nie met jou nie. Jou afgode is maar nou net bietjie geld. En vriende. En besighede. Die Here is in beheer en jy sê ja, die Here is in beheer, maar jos, hier is 'n krisis, kom ons hou maar net vas aan hierdie ouens. Dit wat die Here jou oorwinning oorgee, dat hy in beheer is, wil hy dan saam met jou vat. En dan, voor hulle het hy in aanbidding gebuig en vir hulle het hy offers verbrand. Die toorn van die Here het teen Amasia ontbrand en hy het 'n profeet na hom gestuur. Hy het vir hom gesê, hoekom raadpleeg u die gode van 'n volk wat nie julle volk uit u hand kon red nie? Maar dit was nie volkome hard nie. Ons kry dieselfde, mense wat wegval. As jy dink aan mense wat wegval in die Bybel, Judas, dit lyk vir ons in die begin of Judas heel moontlik 'n wonderlike besluit geneem het. Hy het gesê, Here, ek wil u volg. Fantasties. Maar soos dit aangaan, het Judas agterkom dat Jesus se agenda is nie sy agenda nie. Jesus se agenda is die koninkryk is 'n hemelse, is 'n ewige. Dis waarvoor ons lewe. En Judas dink by homself, hey, ek wil net hê Jesus moes hierdie Romeine kom uitsort. En dan kom hy agter, maar hoor hierso hierdie geld. Dit sal wonderlik wees as ek net meer van die geld kan kry. Dan het jy ou Demas. Die Bybel sê Demas het die teenswoordige lief gekry, die wêreldse dinge. Sy oë het begin vonkel vir die wêreldse dinge. Dit was vir hom baie belangrik geweest en hy verlaat hulle. Hy stap weg van hulle af. Een van die grootste probleme in die kerk van die Here Jesus is dat so baie mense nie besef wat dit beteken om kind van die Here te wees nie. En as ek dit nog nooit vir jou gesê het nie, wil ek dit dan weer vir jou herhaal. Om 'n kind van die Here te wees beteken, jy neem jou kruis op, jy sterwe in jouself, jy sterwe vir alles wat belangrik is vir jou. Dit gaan nie meer oor jou nie, dit gaan oor niemand anders nie, dit gaan oor om vir die Here Jesus Christus te lewe en te doen wat hy van jou vra. Dis verandering, dis wedergeboorte. Beteken dit dan, want dis die vraag, beteken dit dat mense wat regtig kinders van die Here is, dat hulle verlore kan gaan? En nou is daar tekste wat mense gewoonlik by jou aanhaal, en ek wil gou na hierdie tekste kyk, en dan gaan ons terugkom, want dit is tog belangrik. Wat sê die Bybel oor hierdie gedeelte? En ek wil hê jy moet saam met my, en ek gaan net een gedeelte hanteer, wat so baie mense aanhaal. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Hebreërs 6. Hebreërs 6. Hebreërs 6 vers 4. Hebreërs 6 vers 4 sê die volgende: dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmal verlig is, wat die hemelse gawe gesmaak en deel gekry het aan die Heilige Gees en wat die goeie woord van God gesmaak het en ook die kragte van die komende bedeling en tof afvallig geword het, weer opnuut tot bekering te bring, aangesien hulle wat hulle self betref, die Seun van God opnuut kruisig en openlik tot skande maak. Nou in hierdie gedeelte sal baie van julle sê, maar sê dit nie daar dat hierdie persoon werklik 'n kind van die Here was nie? Maar die interessante is dat
behalwe om na die Grieks te kyk, sal jy sien dat alles daar te maak het met smaak, proe, deel kry daaraan. Niks te maak oor geval word, verander word. Hierdie het te maak en is 'n metafoor en 'n beskrywing, nie net van Saul in die Ou Testament nie, maar van iemand in die Nuwe Testament ook van Judas. Judas het wonderwerke gedoen deur die krag van die Heilige Gees, het hy nie. OK, maar dis voor die uitstorting van die Heilige Gees, waar mense die Gees ontvang het vir 'n bepaalde taak, en daarna kon die Gees jou ook weer verlaat, so Saul. Saul ontvang die Gees, en dan verlaat die Gees hom, want hy het dit ontvang as 'n koning van die land, om die land te regeer. In die Nuwe Testament, as iemand die Gees ontvang, verlaat die Gees jou ooit. Die Bybel sê, nooit nie. Nou, hoe weet ek dit uit hierdie gedeelte? Want dis die probleem. Ek wonder baie keer kan iemand nie net 'n bietjie verder lees nie. Wat staan verder? Kyk nou kom ons lees van vers 7 af, dat jy net sien. Ek lees al my hele gedeelte, vers 7. Want grond wat die reën indruk, wat dikwels daarop val, en bruikbare oes voortbring vir hulle, om wie se wil dit bewerk word, ontvang God se seën. So wat is die teken dat iemand 'n kind van die Here is? Daar is groei, vrug in sy lewe. As daar nie vrug is nie, dan geen manier om te bewys jy's 'n kind van die Here. Dan vers 8. Maar wanneer dit dorings en dissels voortbring, is dit nutteloos en naby vervloeking. So wat het hierdie ouens voortgedring? Waarvan hy nou net gepraat het? Wat bring hulle voort in hulle lewens? Bring hulle vrug voort in hulle lewe? Nee, wat bring hulle voort? Dorings en dissels. En dan, die einde daarvan is die verbranding. Nou vers 9 sê vir jou alles, vers 9. Maar selfs wanneer ons so praat, geliefdes, is ons, wat julle betref, oortuig van beter dinge wat betrekking het op verlossing. Alright, so wat duidelik uit die teks uit? Alright, ek kan met julle praat as kinders van die Here, want julle dinge het te maak oor verlossing. Verlossing wat in julle lewens plaasgevind het. Nou gaan dit net aan, want in Hebreërs 10 waarsku hy weer. Hy waarsku vir mense wat in die kerk sit. Hulle sit elke Sondag in die kerk, hulle luister, maar daar's geen verandering nie. Daar's geen vrug in hulle lewens nie. Hebreërs 10 vers 26. Vers 26 sê, want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders gaan verteer. So hy's besig om hierdie mense wat in die kerk sit te waarsku. Hy's besig om hulle te sê, mense, julle hou aan met julle sonde. Julle hou aan met lewe soos julle altyd gelewe het. Iemand wat so lewe, sal nie die koninkryk van God ontvang nie. Nou, as jy wil weet, van wie is hy hier besig om te praat, en is hy besig om te praat oor alle mense, kyk net weer terug. Vers 14, van dieselfde hoofstuk. Vers 14, wat sê vers 14 vir ons? Want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Christus se kruisiging vir die vir wie hy gesterf het wat veroorsaak? Dan weer, want deur een offer, Christus se sterwe, het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Niemand kan heilig word as dit nie was vir Christus se sterwe vir daai persoon nie. En as Christus vir daai persoon gesterf het, beteken dit op 'n stadium dat daai persoon verlore kan gaan. Nee, wat sê hierdie teks? Vir altyd vervolmaak. So wie is die persone wat verlore gaan? Wie is die persone wat wegval? Die mense wat nie werklik waar kinders van die Here is nie. Luister wat sê 1 Johannes 2 vers 19. Hy sê die volgende vir hulle. Hy praat oor die anti-kris. En die anti-kriste wat altyd in die kerk is. Daar gaan 'n finale anti-kris kom, maar daar's nou al reeds anti-kriste ook in die kerk. Waarvan Johannes praat. 1 Johannes 2 vers 19 sê die volgende. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Is dit duidelik vir jou? Is dit duidelik vir jou? Luister mooi. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons was nie. So hoekom verlaat mense
Die gemeenskap van die gelowiges. Hoekom verlaat hulle dit? Omdat hulle nooit deel daarvan was nie. Hulle stap uit omdat hulle nooit deel daarvan was nie. En een van die belangrikste dinge is, kyk na mense se lewens. Kyk na die vrug in mense se lewens. Tessalonisense praat van dieselfde, van hierdie mense wat gaan wegval. Maar Tessalonisense bring ons na die tyd voor die finale antichris. Die finale antichris wat gaan kom. En Tessalonisense praat oor dit, want wat in die kerk gebeur het is, baie mense in die Tessalonisense gemeente het gesê, hoor hierso, die rede hoekom julle deur die moeilike tye gaan, is omdat Christus al daar gekom het. En nou kom hy, en hy vertel vir hulle, nee. Christus kan nie kom voor die volgende plaasvind nie. En een van die dinge wat moet plaasvind voordat Christus kom, is die finale antichris moet kom. Maar as nog iets. 2 Tessalonisense 2, vers 3. Laat niemand julle op enige manier op 'n dwaalspoor bring nie, want hierdie dinge kan nie gebeur voordat die afvalligheid eers plaasgevind het nie. So wat gaan gebeur in die kerk, is daar gaan 'n afvalligheid plaasvind. En ek wil vir jou sê, die meeste kerke vandag het al klaar die afvalligheid plaasgevind. Jy kan al klaar kyk, as jy net dink wat mense vandag glo in kerke, wat kerke toe gaan, dan kan jy sien, hoor hierso, daar moet ook geen manier dat jy deel is van die ware kerk. As jy glo jy kan maar net saam bly, is mos nie deel van die ware kerk. As jy glo hoor hierso homoseksualiteit is reg, dan kan jy mos nie glo die ware kerk is nie. So al hierdie goedes wat mense glo, kan jy nie deel wees van die ware kerk nie. En dis die probleem. Die ware kerk is die probleem. Dat mense sit in kerke wat nie die ware kerk is nie, wat goed is verkondig in stryd met die woord van die Here. Voordat die afvalligheid eers plaasgevind het en die mens van wetteloosheid openbaar is, hy is die seun van verderf. So voor die antichris kom, wat gaan in die kerk gebeur? 'n Groot afvalligheid. Die ware kerk gaan altyd hê dat mense gaan weggaan, omdat hulle nie hou van die woord van God nie. Maar selfs in die globale kerk, gaan mense begin al hoe meer en meer leuns te glo. Al hoe meer begin om leuns aan te hang. 2 Tessalonisense 2 gaan dan verder en hy sê, en daarom laat God die krag van die dwaling oor hulle kom. So God stuur in die kerke, ons praat van die kerke mense, ek praat van mense in die wêreld nie. Mense in die wêreld kan doen wat hulle wil, hulle gaan eendag voor die Here staan. Ek praat van in die kerk van die Here Jesus moenie hierdie goedes goedkeur. Die kerk van die Here Jesus behoort anders te wees. En nou sê hy, wat gaan in die kerk van die Here gebeur? In die kerk van die Here gaan God is die aktiewe persoon wat die volgende laat gaan plaasvind. En daarom laat God die krag van die dwaling oor hulle kom. So, wat gaan God doen? Julle wil die valse glo, God gee vir julle die krag van die valse, om die valse te glo. Sodat hulle die leuen sal glo, en sodat almal wat nie die waarheid glo nie, maar behaag vind in die ongeregtigheid, veroordeel kan word. Paulus sê, hulle is vals, hulle is hypocrites, hulle is valse mense, hulle gee voor wat hulle nie werklik waar is nie. Waar kom hulle vandaan? Hierdie wat in die kerk sit, wat voorgee wat hulle nie is nie. En dis die probleem is nie in die wêreld daar buitekant nie, die wêreld daar buite is verlore. Wat is die probleem? Die probleem is hier in die kerk. Die kerk waar mense so vroom is, hulle dink is so wonderlik, maar hier is die hypocrites. Hier sit die valses. Wat gebeur? En dis interessant genoeg, Jesus vertel 'n gelykenis, waar hy vertel van die saaier wat gesaai het. En na dit in die aand, het daar iemand anders gekom en hy ook gesaai. En hy sê, wie is hierdie persoon wat ook gesaai het? Was die Satan gewees. Die Satan saai ook sy saad, en dan kom die saad op. En dan kom die engele en sê, hoor hierso, moet ons dit nou oes? Moet ons dit nou wegvat? Die dienaars. En dan sê hy, nee, wag tot aan die einde van die oes, as hulle klaar groot geword het, want jy gaan baie maklik, die plantjies gaan jy misgis. Want die verskil tussen die plantjies in die begin, lyk hulle baie dieselfde, tot hulle begin vrug dra. Moet hulle nie nou uittrek. En daarom baie keer in ons lewens, die gevaar is, moet nooit mense oordeel wat jy dink wat in hulle hart aangaan nie. Oordeel hulle volgens hulle dade. Dis wat die Bybel sê. Oordeel hulle volgens hulle dade.
Matteus 7 vers 15 sê, maar pas op vir die valse profete wat met skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Die valsheid kom altyd in skaapsklere. Die wolwe kom nooit en sê, hey, ek is 'n wolf, hoor. En pas op vir my. Ek vertel vir jou dinge wat nie die waarheid is nie. Luister maar net goed. Nee, hy kom in en hy sê vir jou, is die Here se woord nie wonderlik vanmôre nie? Fantasties, fantasties. Ja, die meerderheid van die goedes is baie waar en is absoluut so. Hier's 'n dingetjie wat ek nou nie meer saamstem vandag nie, maar die meerderheid dinge nê, stem ons mee saam. En dis al wat saak maak. Dis wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees, dat ons met 80% kan saamstem. En 90 ook. Wonderlik, wonderlik hierdie woord wat die Here vir ons vanmôre. Dis die persone. Dis in skaapsklere. Hulle is wolwe van binnekant. Hulle wil verslind. Luister maar wat sê Judas en ek wil hê jy moet saam met my na hierdie gedeelte kyk, want dit is so goed geskrywe. Judas 1 vers 3. Judas 1 hoofstuk vers 3. Kom ons kyk na daai gedeelte, vers 3 sê, geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om aan julle oor die gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het hulle geleedere binne gesypel. Goddeloses, mense wat God se genade en losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en Here Jesus Christus ontken. So wat gebeur? Kyk mooi na vers 4. Wat gebeur? Want sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is. Dis die eerste gedeelte wat daar staan. So wat weet ons van die begin af? Hierdie mense is nie vreemd vir God. Dat God hulle toelaat om in die kerk te kom is sy absolute almag besluit wat hy doen, want hy wil die kerk versterk. So hy laat dit toe. Maar wat sê hierdie gedeelte vir jou verder? Luister mooi na die gedeelte, mooi kyk. Want sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is. Die mense wat in die kerk ingekom het, wat valse lering verkondig, wat weet ons van hulle? Hulle was reeds opgeteken voor die grondlegging van die wêreld. Voor die grondlegging van die wêreld. Hierdie mense is al reeds opgeteken vir die taak en die doel daarvan. God het dit bepaal. Hulle sluip in, maar God weet, hulle gaan inkom. Hulle dink hulle gee voor, God weet wie hulle is. God het dit bepaal voor die grondlegging van die aarde. Kyk nou nog 'n gedeelte, want ek wil hê jy moet dit weet. Hierdie is nie 'n verrassing vir God nie. Romeine 9 vers 22. Romeine 9 vers 22. Romeine 9 vers 22. Hier is die argument. Die argument is, God is in beheer van alles. Die argument begin met God het vir Jakob lief gehad, vir Esau het hy gehaat. Die hele argument daarna is, maar as God nie onregverdig dan nie. En dan begin hy van dit te sê, vers 19. Jy sal nou vir my sê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teëstaan? Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Kyk, ek kan die ongelooflike deel hierin sien. Dink by jouself, jy's besig, jy's 'n pottebakker en hier het jy iets wonderliks gemaak. Jy het 'n vroutjie gemaak en die haartjies gemaak en alles, haar rokkie aangegee en alles. En nadat jy alles gemaak het, draai sy om en kyk na jou en sê, "Hoekom het jy my rokkie so gemaak?" Okay? Dis die idee. Dis die idee dat jy as mens na God kan kyk en sê, "Waarom doen jy wat jy doen, God?" Vers 21. Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik en of vir onedele gebruik te maak nie? Dan vers 22, so belangrik, want dit pas aan wat hy sê ook sê in Judas.
as God dan die voorwerpe, wat van sy toring, wat vir die ondergang bestem is, luister nie wat daar staan, as God dan die voorwerpe van sy toring, wat vir ondergang bestem is, hulle is bestem vir ondergang, met groot geduld gedraai het, omdat hy sy toring wil vertoon en sy krag bekend wil maak. God wil al sy karaktertrekke bekend maak. Hy wil wys hy is 'n God van toring, hy is 'n God van krag, hy is 'n God van wraak. Daai deel is deel van wie hy is. God wil dit bekend maak. Daarom duld hy hierdie mense. Hy laat hulle toe, hierdie mense. Maar God weet dit en het bepaal voor die grondlegging van die aarde. Matteus 24 sê Jesus, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense verlei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel, omdat ongeregtigheid vermeerder word, mense sal bandeloos lewe, en omdat hulle bandeloos sal lewe, sal 'n absolute verkoeling van liefde wees in die kerk van die Here Jesus. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Vanmôre is dit vir jou. Lewe tot die einde toe. Lewe tot die einde. Voer die stryd tot die einde toe. En daai stryd in die Grieks, agonizomai, beteken agonize. Dit beteken jy moet 'n stryd voer teen jou vlees elke dag van jou lewe. Volg die Here. Hou aan tot die einde toe. Hulle sal verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. En daarom vra die Here van jou as sy kind, jy moet onderskeidingsvermoë hê. Moet nooit in jou lewe na iemand luister wat sê, jy's te krities oor die woord nie. Jy moet krities wees. Jy moet krities wees as jy luister. Jy moet krities wees as jy my boodskap luister vanmôre. Jy moet luister en sê, is dit wat hy sê, is dit ooreenstemming met die woord? En as dit nie is nie, vee dit van die tafel af. Soek vir jou kerk. Maar as dit die woord van God is, bekeer jou. Verander. Kom tot inkeer. Maar luister en toets alles. Daarom sê die Bybel, ons het 'n stryd in hierdie wêreld. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, sê Efesiërs 6. Doktrines van duiwels. Kan jy dit glo? Doktrines van duiwels sal in die kerk van die Here geleer word. Ek wil vir jou sê, dis oral sigbaar. Soos nog nooit tevore nie. Jy sien doktrines van duiwels. Waarvan praat ek? Wel, as mense begin omval in die gees en lag in die gees, dit doktrines van duiwels, is dit nie? Jy ooit eens in die Bybel gesien dat die Here sê dit gebeur? Doktrines van duiwels. Doktrines van duiwels. As jy vir die Here net besig om te lewe en jy gee vir die Here, dan sal jy baie ryk word. Dit sal met jou goed gaan, jy sal nooit siek raak nie. Dis doktrines van duiwels. Want die Here wys vir ons, Epafroditus siek, Trofimus siek, Timoteus gebruik 'n bietjie wyn vir die ongesteldheid van jou maag. Doktrines van duiwels sal oral ingryp en wie wat mense sal mal wees daaroor. Dis nie interessant nie. Mense sal mal wees daaroor. Die waarheid van die skrif is nie belangrik meer vir mense nie. Moet nie vir hulle die Bybel lees nie. Die Bybel is boring. Vertel vir my iets wonderliks. In 2 Korintiërs 11 praat Paulus met hulle vers 4, met die Korintiër gemeente. Hy sê, want as iemand 'n ander Jesus kom verkondig, wat ons nie verkondig het nie, of julle ontvang 'n ander gees, wat julle nie ontvang het nie, of 'n ander evangelie wat julle nie aanvaar het nie, verdra julle dit gereedelik. Is dit vir jou alright as mense goed vir jou vertel en jy hoor wat hulle vertel is in stryd met die woord van die Here? Sê, oh wel, hy's ten minste sy kind van die Here. Ag, ten minste sê hy vir my hy's 'n kind van die Here. Of sê jy vir die persoon, hoorie, dit wat jy vertel is dan skrikwekkend. Om die waarheid te sê, dis leerstellings van demone. Hulle gaan mal wees hoor. Maar as ons terugkom by die plek waar ons sê, hoor hierso, die woord is vir my so belangrik dat ons met mekaar hieroor moet praat. Ek kan mos nie net aanvaar dat jy nuwe dinge moet verkondig, dat jy nuwe dinge moet glo, wat 'n stryd is met die woord van God nie. Wat het verander? Wat het verander? Hoekom glo ons nie meer wat die kerk geglo het nie?
Hierdie mense se gewete is toegeskroei. Hulle voel nie meer nie. Hulle sal inkom en hulle sal allerhande dinge doen en hulle sal mense uitbuit en hulle sal sê wat hulle graag wil sê want hulle gewete is toegeskroei. Dit het kliphard geword. Is nie meer sensitief nie. Hulle hoor nie meer die woord van God nie. En baie mense ongelukkig onder die geklank van die woord elke Sondag kies hulle om teen dit te kies elke Sondag. Kies hulle daarteen. Wie wat my liewe broer en suster, dis beter maar vir jou om by die huis te bly as jy nie wil verander nie. Want jy is besig om al hoe meer hard te raak. Vir jou is dit gevaarliker, want jy hoor dit en niks verander in jou lewe nie. Jou gewete is al toegeskroei. En nou gaan hy die voorbeelde noem. En nou dink jy by jouself, wat is die voorbeelde wat hy gaan noem? Die leringe van demone. Wat is die voorbeelde? Hy noem 2. Hy sê in die kerk gaan hulle begin om rondom die huwelik en die kosse wat jy mag eet. Dink by jouself, okay. Huwelik en die kosse wat ons mag eet. Waaroor gaan dit hier in hierdie gedeelte? Die interessante is dat deur die geskiedenis van die kerk hierdie goed al klaar beoefen is ook. Daar seker te kerke wat vir jou sê jy moet maar nie trou nie. Okay? Dankie Here, hulle laat nie almal dan toe nie, want ek meen ons moet dan met kerk wat groei. Imagine jy moet dit verkondig, hierdie ouens is almal slim. So hulle laat dit net oor 'n geestelike groepie wees. 'n Sekere groepie moet nie trou nie want dit is meer heilig as jy nie trou nie. As jy in 'n sekere posisie is, moet jy nie trou nie. En nie kan jy moenie vir my ek steek niks weg nie. Dink jy maar kyk na priesters in die Katolieke kerk. Hulle mag nie trou. Okay, so jy het 'n sekere ding waar jy sê as jy dit doen is jy meer heilig. Die Bybel sê al dis wat gaan gebeur. En ons sit vandag en ons sê, ek het nooit gedink dit gaan gebeur. Kan jy dit glo dat mense dit sal glo? Die Bybel sê hulle gaan dit glo. Wat is die godsdiens wat so gevaarlik is waarvan die Bybel hier praat? Is 'n godsdiens wat sê Christus plus. Christus plus. Hier's 'n paar dinge wat bykom. En al hierdie goeders wat bykom is goeders wat vleeslik is. Want Jos, ons hou daarvan om in die vleeslike te roem. Ons hou daarvan om vir mense te sê, hoor hierso, hoeveel keer kom jy in 'n week kerk toe? Ons 3 keer, hoor. Okay. En dan in die verdere gedeelte gaan jy net aan en jy gaan aan en jy gaan aan en albe oor jy roem is al hierdie vleeslike dinge, maar jy doen nie wat die Here van jou vra nie. Paulus sal sê dat daar sekere mense is wat nie sal trou nie. Party is dit beter dat hulle nie trou nie, want hulle het die taak om die evangelie te verkondig. Absoluut. Maar nooit moet mense belet word om te trou nie. Dis iets wat wonderlik is. Dis iets wat God gegee het en hy het gesê, dit is goed dat dit so is. Dit is goed dat dit so is. Ek wil hê jy moet saam met my kyk, as ons kyk na kos ook. Markus 7 vers 14 tot 19. Markus 7. Vers 14 sê, hy het die skare weer nader geroep en vir hulle gesê, luister julle almal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat jou onrein kan maak nie, maar die dinge wat uit die mens uitkom, dit is wat jou onrein maak. So, is daar enigiets wat jy kan eet wat jou kan onrein maak? Enigiets. Kreef? Okay, so daar's nie, nee? Mossel? Okay, so daar's niks wat van buitekant af kom wat jou kan onrein maak nie. Dis baie belangrik. 'n Wurm? Wie het toets op hierdie? Alraai, goed so. Daar's niks wat vir jou onrein kan maak nie. Wat maak jou onrein? Dis daai woorde wat jy sê. Die vloekwoord wat jy uit jou mond uit, dit maak jou onrein. Daai vuil grap wat jy besig is om te vertel, dit maak jou onrein. Dis die goed wat jou onrein maak. So, waar is die probleem? Die probleem is wat in jou hart is. Dis nie wat jy inneem nie, dis wat buitekant. En daaroor was die mense verskriklik geskok geweest, sy disippels. Hulle vra hom na die tyd, na vers 18. Hy sê toe vir hulle, is ook julle so sonder begrip? Verstaan julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan jou onrein kan maak nie? Die kos gaan immers na jou hart toe, maar na jou maag en word dan in jou privaat uitgewerk. So het hy alle kos rein verklaar. Okay, so dit is baie duidelik. Is alle kos rein? Absoluut. Alle kos is rein. Kos gee nou nog 'n gedeelte. Kolossense 2 vers 16 tot 23. Kolossense 2
Kolossense 2 vers 16. Vers 16 sê, moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, of 'n nuwe maansfees, of 'n Sabbat nie. Ok, kan enigiemand my oordeel oor wat ek eet, oor 'n fees wat ek nie vier nie, oor 'n nuwe maansfees wat ek nie hou nie, of oor 'n Sabbat wat ek nie hou nie? Kan enigiemand my daaroor oordeel? Nee, sê die Bybel. Vers 17. Hierdie dinge is net die voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Wie het al hierdie dinge vervul? Wie het die Sabbatsdag vervul? Christus. Daarom vier ons die Sondag, want dit is opstandingsdag, want Christus het die Sabbatsdag vervul, want hy het vir ons vrede kom bewerkstellig tussen ons en die Vader. Hy het dit vervul. Al die feeste is vervul in hom. Nou is dit ons lewens word gevul deur sy Gees, is nou heilig. Ons behoort aan hom. Alles in die skepping is goed. Nou wil ek julle net help, en ek weet baie mense gaan nie uitstap en hulle gaan dink alles is goed om te eet. Kom ek sê gou vir jou. Alles wat die Here geskep het is goed, maar dis wat die mens bysit wat nie goed is. Okay, so dit ek hoop jy verstaan dit. Die meeste van die goed wat jy in die supermark kyk, het die mens bygesit. En nêrens het die Here gesê dit is ook goed nie. Hy sê kos is goed. Wat se kos? Kos wat hy gemaak het. En in die eenvoud waar hy dit gemaak het, is dit goed. Ons probleme is nooit met God se kos nie, is met die mens se kos. Julle weet nie waarvan nie. Alright, het jy ooit al in jou lewe gehad 'n probleem met nog 'n steak eet wat so groot is? Of het jy 'n probleem gehad met die chippakkie wat daar langs jou lê? Hoor jy wat ek sê? Okay, so, God het dit so gemaak. Ek wil gou vir jou 'n gedeelte lees wat interessant is. Spreuke 24, jy kan dit dalk onthou. Spreuke 24 vers 13. Hy sê die volgende: eet heuning, my seun. En jy kan maar dogter, kan jy ook maar heuning eet. Want dit is goed. So eet heuning, want dit is goed. En heuningstroop is soet teen jou verhemelte. En nou dink jy by jouself, okay, so, wonderlik. Vers 16 van Spreuke 25 sê: het jy heuning gevind, eet tot jy genoeg het, sodat jy daar nie sat van word en dit uitspieg nie. Jy raak naar van te veel heuning. Dit is ongelooflik wat die Here ook ingebou het in die natuurlike goeders. Van suiker sal jy nooit ophou eet nie, maar naar raak sal jy van heuning. So daarom sê jy, moenie te veel eet nie. En dan vers 27 van Spreuke 25. Om baie heuning te eet is nie goed nie. Heuning is goed, maar om baie heuning te eet is nie goed nie. Maar om swaar sake te bespeer is 'n eer. So, dis nie goed as jy te veel daarvan eet nie. Mense, hou maar by wat die Bybel sê. En as jy wil weet wat is goed vir jou, eet wat die Here gemaak het. En enigiets wat die mens gemaak het, is nie goed vir jou nie. Okay? Dit wat hy bysit, is gewoonlik nie goed vir jou nie. Maar God sê, alles wat ek geskep het, is goed. Jy kan dit maar eet. Wat moet jy doen? Voordat jy eet, bid daaroor. En dit is interessant dat die gebed word herhaal. Bid daaroor. Bid oor die kos. Bid oor die kos wat die Here vir jou gegee het. Ek wil vir jou sê, die meeste kos wat jou vet maak, bid jy nie voor. Is dit nie so? Okay, so, as jy net bid, jy bid vir die kos wat jy ontvang het. Jy sal later dan sleg voel dat die kos wat jy eet, aanhou en eet, dat jy daaroor moet bid. So miskien is dit 'n goeie ding. Bid vir alles wat jy eet. Jy gaan later dan so sleg voel want jy bid die hele dag. Okay, so, dit is belangrik, nee, wat die Bybel vir ons sê. Dat ons daaroor moet bid. Bid oor dit. Bid voordat jy dit gedoen het. En herhaal dit. Dit is van die ongelooflike. Herhaal hierdie gedeelte oor en oor en oor. Bid daarvoor. Bid daarvoor. En dan wees dankbaar. Wees dankbaar. Lewe in dankbaarheid. Sê dankie Here vir dit wat U vir my gee. Lewe daarin. Wat sê hy dan verder? En dis die interessante. Hy sê dat alles goed is, maar hy sê dat as ons daarvoor bid, wat gebeur met dit waarvoor ons bid? Dit word geheilig. Wat beteken dit? Dis interessant. So, ek het kos wat God gemaak het, is dit goed?
absoluut goed. Nou wat bedoel dit dat ek moet bid daarvoor want dan word dit geheilig? Dit beteken dat alles wat die mens aanvat word onrein. En die kos word heilig omdat ek nou in die gebed gegaan het en gesê het, Here, gebruik hierdie kos sodat ek U naam sal verheerlik. So wat doen ek met die kos? Die kos gebruik ek tot sy eer. Ek dra dit op in gebed en daarom kom God en hy sê, daarom heilig ek hierdie kos. Hierdie kos is goed, maar as jy daaraan gaan vat as mens, gaan hierdie kos onrein wees. Nou wat gebeur? Wat gebeur met die wêreld wat aan kos vat? Wat doen hulle met die kos wat hulle eet? Hulle gaan doen die sonde. So kan jy verstaan dit wat goed is, gaan hulle in maak dit onrein. Dis baie keer met alles wat die Here gemaak het, die huwelik. Het die Here die huwelik goed gemaak? Ja, wat doen die wêreld met die huwelik? Hy maak dit onrein. Hy vernietig dit. Hy maak dit nie mooi nie. Hy maak dit nie aanloklik nie. Hulle verwoes dit wat God gemaak het. En die Here sê daarom ook in jou gebedslewe, dit wat jy doen, sê vir my dankie. Sê vir my Here, gebruik hierdie kos. Ek wil U naam verheerlik deur hierdie kos. Ek wil krag hê dat as ek buite kan uitgaan, ek U naam kan bely. En dit wat ek bely daardeur, sê die Here, daarom heilig ek hierdie kos. Want dit gaan tot eer van my wees, tot eer van my naam. In die kerk van die Here Jesus wil ek altyd hê jy moet onthou, hier gaan nog baie mense die kerk verlaat. Hier gaan mense bykom en hier gaan mense die kerk verlaat. Ek wil nie hê jy moet die kerk verlaat. Ek wil hê jy moet agslaan op God se woord. Ek wil hê jy moet sê, Here, ek het vanmôre gehoor wat ek moet doen. En Here, ek gaan vanmôre deur die krag van die Gees vul my, want ek wil verander, ek wil vernuwe. Deur die krag, Here, ek kan nie dit op my eie doen nie. Lewe in gehoorsaamheid. Lewe in gehoorsaamheid. En onthou, alles wat God gemaak het is goed. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, is wonderlik om rondom U woord te kan stil raak en so duidelik te kan sien wat die woord vir ons sê. Here, dit is wonderlik vir ons as kinders van U, wat werklik kinders is van U. Om te besef, Here, dat U met ons 'n pad sal stap, U die Vader, en ons sal nooit verlore gaan. U sal aanhou besig wees met ons. Maar Here, ons weet ook daar's baie wat in die kerk sal sit wat sal dink hulle is kinders van die Here. Daar's geen vrug in hulle lewens nie. Daar's geen verandering in hulle lewens nie. Daar's geen vernuwing in hulle lewens nie. Hulle is nog dieselfde persone. Here, hulle bluf hulle self deur te dink hulle is maar alright. En vanmôre bid ek dat deur die Gees hierdie mense sal lewendig maak en sal besef, Here, ek is verlore. Dankie vir alles wat U vir ons gemaak het. U wat U vir ons gegee het. En Here, U het dit vir ons gegee vir een doel voor oë, dat ons sal eet om U naam te verheerlik. Dat ons sal eet sodat ons sal krag hê om die evangelie uit te dra en die taak waarvoor U ons geroep het te kan doen. Dankie Here vir die huwelik wat U vir ons gegee het, maar dat ons ook in ons huwelike U sal eer, U sal groot maak. En dat ander in ons lewens vir U sal raak sien. Mag ons getuies van U wees. Amen.